Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om vir julle met 'n woord te kan bedien vandag. Laasweek het ons gepraat oor dat ons nie die krag van God moet onderskat nie, dat ons nie die liefde van God moet onderskat nie. Nou wat dink julle is daar wat ons ook nie moet onderskat nie? Gebed. My broer en suster, ons het regtig baie keer die neiging om gebed te onderskat. Veral as ons bid en dit lyk net asof niks verander nie. Dit lyk net asof dinge dalk net erger word en dit is net asof dinge is net nie wat dit moet wees nie. Jy bid jou knie deur. My broer en suster, het jy al gewonder, is daar dalk iets wat jy moet anders te doen wanneer jy bid? Somtyds bid ons om klaar te kry. En dan verwag ons God gaan ons gebede verhoor. Dis iets wat ons sou moet aanwerk, my broer en suster, om intens tot God te bid, om tyd saam met God te spandeer, om God eerste te sit in jou gebed, en dan natuurlik, om dit wat ons vra, in God se naam te vra, so sal ons dit ontvang. En dit kan ons lees in Johannes 14 vers 14. En my broer en suster, ek wil net vir jou sê, as jy voel, ja, maar ek kan nie bid nie, ja, maar my gebede is simpel, onthou net een ding, as jou gebed uit jou hart uitkom, dis uit jou hart uit, sal daai gebed 'n vurige uitwerking hê. Die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking, en so staan dit in Jakobus 5 vers 16. Moenie die krag van gebed onderskat nie, my broer en suster. Roep God se naam aan. Sit alles wat jy het voor God neer. Spandeer intens tyd saam met hom. En jy sal verbaas wees hoe jou gebede 'n omkeer gaan laat plaasvind in jou lewe. Moenie gebed te vinnig een kant toe gooi nie, my broer en suster. Ek weet, geduld speel 'n baie groot rol. Ons is baie keer baie ongeduldig. Ons wil hê dat dit moet nou gebeur. Nou. Maar ongelukkig, God weet hoekom hy soms lank vat om ons gebede te beantwoord, want hy wil vir ons die regte uitwerking hê in ons lewe. Hy wil die beste uitkoms vir my en vir jou gee, en dis hoekom gebede nie dadelik beantwoord word nie, maar kan jou verseker, jou gebede sal wel beantwoord word, dalk nie op 'n manier hoe jy dit wil hê nie, maar op 'n beter manier, op 'n manier wat jy nooit gedink het, dit sal so wees nie. So my broer en suster, ek los hierdie by jou, om vir jou te sê, moenie gebed onderskat nie, want daar is krag in gebed. Vader, ek bid vir my broer en suster, waar hulle soms baie ongeduldig is, oor 'n gebed wat nie beantwoord is nie, waar dit soms voel asof ons gebede U nie bereik nie, bid ek dat wat daar ook al in ons lewens is, wat 'n blokkasie veroorsaak, bid ek, Here, dat dit geïdentifiseer sal word, dat ons daarmee kan werk, dat dit kan verander of verwyder in die naam van Jesus Christus, sodat daar weer 'n vloeibare kommunikasie kan wees tussen ons en tussen U. Asseblief, liewe Vader, in Jesus naam is dit my gebed. Amen en amen. 'n Baie lekker dag vir elkeen verder. Kyk mooi na julleself en onthou, Jesus het julle baie lief.